Vandag gaan ons een van die grootste vrae in die mensdom aanpak, naamlik die dood. Maar dalk vanuit 'n hoek waaraan jy nog nie gedink het nie. Ons gaan kyk na die idee van die dood nie as 'n finale stopteken of 'n doodloopstraat nie, maar eerder as 'n deurgang. Dit alles is gebaseer op 'n klassieke Christelike manier van dink oor die werklikheid self. Kom ons spring weg met die fundamentele vraag. Is die wêreld wat ons kan sien en kan meet en kan aanraak die hele ware storie? Of is daar meer aan die gang? Is dit wat sigbaar is, al wat uiteindelik bestaan? Die antwoord op hierdie vraag bepaal alles wat ons vandag bespreek. Hier's 'n kort padkaart vir die gesprek. Ons gaan eers kyk na dit wat ons as sigbaar of werklik beskou. Dan delf ons in die idee van 'n twee-laag werklikheid, soos Christene deur die eeue heen werklikheid verstaan het. En dan gaan ons dit toepas op die verstaan van die dood. Daarna kyk ons hoe hierdie twee-laag werklikheid aan mekaar gekoppel is. Ek gaan afsluit met wat dit alles vir ons alledaagse lewe beteken. Daar is 'n fundamentele verskil in hoe Christene deur die eeue heen werklikheid verstaan het en hoe baie mense dit vandag verstaan. Daar is twee groot denkrigtings. Aan die een kant is daar die moderne siening wat sê, as 'n mens nie aan iets kan vat nie en as jy dit nie kan sien nie, of as jy dit nie kan meet nie, of as jy dit nie in 'n proefbuis kan gooi, of as jy dit nie in 'n laboratorium kan ontleed nie, dan is dit nie werklik nie. Aan die ander kant is daar die Bybelse siening. Die Bybelse siening sê, die sigbare wêreld kry eers sy volle betekenis vanuit die onsigbare. En dat dit nie twee los wêrelde is nie, maar twee kante van dieselfde munt. Kom ons gaan so 'n bietjie dieper. Hier kom ons by 'n belangrike filosofiese begrip, naamlik die begrip ontologie. Dit klink dalk ingewikkeld, maar ontologie vra eintlik 'n eenvoudige vraag. Wat beteken dit om te wees? Wat beteken dit om te bestaan? Dit gaan in hierdie vraag nie net oor hoe werk dinge in die skepping nie, maar wat is hierdie dinge? Dit gaan oor die aard van bestaan self. Die Bybelse antwoord hierop is opvallend. Reeds in die eerste vers van die Bybel word die werklikheid met twee lae voorgestel. God het die hemel en die aarde geskep. 'n metafisiese, 'n onsigbare, en 'n fisiese, sigbare werklikheid. Maar albei is deur een en dieselfde God geskep. En die Bybel stel nie die een belangriker as die ander nie. Asof ons nou net hier van die aarde moet loskom sodat ons kan hemel toe gaan, of naastigtelik aan hierdie aarde moet vashou want ons is te bang om dood te gaan nie. Nee, van die begin af is hierdie werklikheid, die fisiese en die metafisiese, in mekaar ingeweef. En met hierdie fundament in plek, kan ons nou die volgende vraag aanpak. Hoe verander 'n twee-laag siening van die werklikheid ons verstaan van die dood, daardie laaste oomblikke, en die oorgang na die onsigbare? Hier is die deurslaggewende punt. As die werklikheid meer is as net wat ons kan sien, dan kan die dood nie die einde wees nie. Dan word dit 'n oorgang, 'n poort, van die een deel van die werklikheid wat ons nou ken, na 'n vol, dieper ervaring van die ander werklikheid, 'n werklikheid wat nie verbygaan nie. Jesus se woorde aan die misdadiger aan die kruis is 'n voorbeeld hiervan. Hy sê nie, eendag, wanneer alles verby is, sal jy in die hemel wees nie. Hy sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dit dui op 'n onmiddellike oorgang na 'n ander bestaanswyse.
En die apostel Paulus bou hierop voort. Vir hom is die dood nie 'n verlies wat teen alle koste vermy moet word nie. Hy beskryf die dood as 'n wins, as 'n beweging na iets beter, na 'n nuwe gemeenskap met Christus. Hy gebruik in Korintiërs die metafoor van die liggaam as 'n tent. Ons lewe mos nie permanent in 'n tent nie. Ons aardse lewe is 'n tydelike verblyf, amper soos 'n kamp. Ons kamp hier op aarde. Die dood is die oomblik wanneer jy intrek in jou permanente woning. Dis 'n skuif van die sigbare na die onsigbare, nie 'n doodloopstraat of 'n einde nie. Maar hoe werk dit? Hoe is die sigbare en onsigbare wêrelde aan mekaar verbind? Die teoloog Hans Boersma bied vir ons 'n waardevolle raamwerk om dit 'n bietjie beter te verstaan. Hy praat van 'n sakramentele ontologie. Die kern van sy idee is dat die sigbare wêreld nie as 'n alternatief op die onsigbare wêreld bestaan nie, maar eintlik deel is daarvan, jy kan net nie alles sien nie. Ons neem dus reeds deel aan die onsigbare werklikheid. Dis amper soos 'n skaduwee wat onlosmaaklik aan die voorwerp waarvan hy die skaduwee is, verbind is. Dink so daaraan. Die werklikheid is nie 'n houer vol los Lego blokkies nie, maar eerder 'n enkele komplekse tapisserie wat deur God geweef is. Elke draadjie, die sigbare draadjies en die onsigbare draadjies, is deel van God se een samehangende geheel, hierdie pragtige tapisserie wat God geweef het, wat ons die skepping noem. En wat beteken dit vir ons in praktyk? Dit beteken dat ons ware burgerskap reeds in die hemel is, selfs terwyl ons hier op aarde leef. So die aarde is eintlik vandag vir ons soos 'n venster waardeur ons iets van die hemel sien. En dit het alleen moontlik geword omdat Christus vir ons die hemel kom oopmaak het. En nou kom die uiteindelike vraag, maar wat daarvan? Hoe raak 'n twee-laag manier van dink my daaglikse lewe? En kortom, eintlik verander dit alles. Want as die dood net 'n oorgang is, dan kry ons lewe 'n nuwe perspektief. Dit verander die manier hoe ons rou. Natuurlik gaan die hartseer nie weg as 'n geliefde gesterf het nie, of as iemand vir wie ons baie lief is, ernstig siek is, en ons weet dat as daar menslik gesproke nie 'n uitkoms is nie, dan gaan hierdie persoon sterf nie. Maar te midde van die hartseer, te midde van die rou, bring hierdie perspektief vir ons hoop op 'n hereniging. Met ander woorde, ons gaan mekaar weer sien, want dis nie 'n einde nie, maar 'n deurgang. Dit verander ook hoe ons leef, want dan beteken dit ons leef vir iets baie groter as net hierdie kort, sigbare bestaan wat ons hier sien. Ons kan dink aan die metafoor van 'n boek. Ons lewe hier op aarde is soos die voorwoord van die boek. En dit is belangrik. Ons moet hierdie voorwoord reg skryf. Maar die eintlike hoofstuk van ons lewe lê nog voor ons, as hierdie voorwoord verby is. Elke besluit, elke verhouding, elke daad van liefde hier en nou, het dus ewigheidswaarde. Dis nie sinneloos nie. Dis ook nie tydelik, in die sin dat dit niks beteken nie. Uiteindelik kom alles terug na die belofte van die Christelike wêreldbeskouing, dat die lewe nie iets is wat in die dood eindig nie, maar iets wat deur die dood verander word, vir die wat in Christus glo. En dit bring ons by 'n laaste vraag, wat jy moet oorweeg. As hierdie lewe, hierdie 70, 80, 90 jaar, wat ons lewe net die begin is, net die voorwoord van jou lewensboek, hoe skryf jy vandag die woorde wat op die eerste bladsy verskyn? Watter soort storie is jou lewe besig om te skryf?